Nou ja, mense, die lekker ding van 'n klomp asems is natuurlik dat dit sommer 'n saal baie gewarm maak. So as jy nou begin warm kry, trek maar die baadjies en die goed uit. Hiervoor is dit nog so 'n bietjie koel. Die van julle wat redelik gereeld ons erediens bywoon sal weet dat elke keer ons is besig met die klomp geloofsdissiplines of gewoontes wat ons in disippels van die Here raak gesien is uit die Bybel. En ek het hoeveel keer gesê, as ek 'n dissipline bekend sal sê, ek dink dis die belangrikste ene. Nou gaan ek dit nie weer vandag doen nie, maar ek gaan vandag sê, dit en volgende week sinne is die moeilikste ene. En julle sal sien later waarom ek sê. So ons geloofsgewoonte vir vandag is rentmeesterskap. En ons subtema, en dis eintlik die ding waarmee ons hierso moet uitstap ook, ons subtema is, alles behoort aan die Here, ook ek. Alles behoort aan die Here, maar ook ek. En ons gaan so deur die woord 'n paar tekste hanteer. So ek wil begin deur te praat, miskien met 'n vraagteken oor die groot illusie. En miskien moet ek sê, waar begin dit? Ek dink daar is min woorde in ons woordeskat wat so natuurlik uit ons monde uitkom soos die woordjie my. My huis, my geld, my tyd, my vermoëns, my lewe. Van kleins af leer ons om te sê, dis myne. En die tragedie is dat baie volwassenes nooit daarvan genees word nie. Want wat is dit wat ons sien as twee kindertjies oor iets beklei? Wat is julle woorde wat hulle sê? Myne. Nee, is myne. Dan kom die woord van God en hy wil eintlik hierdie illusie kom stik en slaan soos 'n hamer, want hy wil eintlik vir ons kom sê, niks daarvan behoort aan jou nie. Die dag toe Jesus jou geroep het, en jou sondeskuld kom afwas het, en jou uit die slawerny van selfheerskappy kom bevry het, het hy jou met sy bloed losgekoop. En dis eintlik wonderlik dat vandag se boodskap ook met nagmaal gepaard gaan. Dit pas so mooi aan. En ook die lied waarmee ons gaan afsluit, wat sê alles behoort aan die Here. Paulus skrywe daar in 1 Korintiërs 6 vers 20. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees, wat aan God behoort. So, Christus het nie net ons sondes vergewe nie. Hy het kom beslag lê op ons lewe, sodat jy nie meer aan jouself hoef te behoort nie. Hy het die hele pakket vir jou gekoop, eintlik. Jou vermoëns, jou geld, jou toekoms, jou invloed, alles het hy gekoop met sy bloed. So, eintlik is vandag 'n aanbiddingsonderwerp. Dit is nie net 'n bekeringsonderwerp nie. Want waar Jesus koning is, en dit is miskien die ding wat ons moet raak sien, waar Jesus regtig waar koning in mense se lewens is, daar val die afgode in daardie selfde mense se lewens. Maar dan moet Jesus regtig waar koning wees. So, die vraag op die ou einde seker vir oggend is, wie is die eienaar van my lewe? Wie is die eienaar van my lewe? En dis waarom ek gesê het, dit is miskien nie die onderwerp, maar is die moeilikste onderwerp, want ons wil so graag maar eintlik die eienaar van ons eie lewe is. En ek gaan later vir ons praktiese riglyne gee, ek wil amper sê, waar jy jouself 'n bietjie kan audit. 3 eenvoudige vragies om te kyk, is Jesus regtig koning in jou lewe? Of is jy maar eintlik, jy bely dat hy is koning in jou lewe, maar eintlik is jy nog die koning van jou lewe. So kom ons begin by die fondament, en daardie fondament lees ons in Psalm 24 vers 1 wat die volgende sê. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, en die wat daarin woon. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, en die wat daarin woon. So Dawid se standpunt eintlik hier is so eenvoudig, nie net die kerk of nie net die hemel nie, maar die hele aarde en al die lewe daarop behoort aan God. En ek dink wanneer ons dit snap, dat die aarde behoort aan die Here, hy het dit gemaak. Ek dink baie keer is ons probleem dat ons vergeet soms waar alles vandaan kom. Deuteronomium 8 vers 17 en 18 sê,
en jy in jou hart sê, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie vermoë verwerf. Maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou die krag gee om vermoë te verkry. Sien julle hoe diep ons sonde partykeer sit? Ons wil nie net die verkeerde dinge doen nie, maar ons wil nog steeds op die troon van ons lewe sit. En dis nooit 'n openlike rebellie waar ons die beginsels van God verwerp nie. Ons wil net half nog ook beheer hê van ons lewe. En ons het nodig, en dis eintlik wat gebeur julle, ons het nodig dat Jesus Christus regtig waar ons harte verower. Want as hy ons harte het, dan het hy ons. Ek dink aan die vraag wat hulle vir John D. Rockefeller, een van seker die rykste man op daardie stadium in die wêreld, gevra het. Toe vra hulle vir hom, hoeveel geld is genoeg? En sy antwoord was, net 'n bietjie meer. Net 'n bietjie meer. Dit is 'n stem wat nooit rus vind buite God nie. Net 'n bietjie meer. Maar wanneer God die eienaar is en ons dit erken en ons dit lewe, dan dink ek verander alles in ons lewe. Want dis die groot waarheid wat eintlik al die verse wat ons nou vir mekaar hier gesê het, eintlik vir ons net weer wil kom beklemtoon, en dit is dat alles behoort aan God. Dis die waarheid van die Bybel. Alles behoort aan God. Dawid antwoord die volk se vrygewigheid met aanbidding, dan sê hy, die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U. Ja, alles in die hemel en op die aarde. Aan U, Here, behoort die heerskappy. U is bo almal verhewe. Meer geld, meer goed, meer besittings, meer gemak. Maar wanneer ons Jesus op die regte plek op die troon van ons lewens, dan skuif al daai goed, dan skuif dit terug na die gewer van alles wat ons het. En ek dink dit is wat ons moet raak sien. So Dawid se punt is, ons gee nooit vir God uit ons eie voorraad nie. Ons gee terug wat reeds uit sy hand uitkom. Daarom is geen nooit te verlies nie. Partykeer, julle, en ek weet nie of julle dit so beleef nie. As ek nie my 10de gee, die eerste ding is my salaris betaal nie, wil ek vir julle sê, later nie, maar dan voel dit vir my soos 'n verlies. Asof ek dit amper nie kan bekostig om te gee nie. Maar wanneer ons, wat ons vir die Here gee, nie sien as 'n verlies nie, maar as 'n oorgawe, verander dit die prentjie. So hierdie boodskap het baie erg en baie hard met my gepraat oor hoe my perspektief is. Want as ek dit as 'n verlies beskou, dan beskou ek dit as iets wat ek verdien het en gemaak het, terwyl dit al reeds uit die hand van die Here kom. So julle, as ons kan nie anderster as ons praat oor rentmeesterskap om te besef, maar eintlik is dit een van, dis hoekom ek sê, dit is miskien, ons bely dit 100%, ons glo alles wat ons tot dusver gelees het, maar ons leef dit soms net 80% uit. Want rentmeesterskap gaan baie meer as net oor geld. As God die eienaar is van alles, wat maak dit van my? Dit maak my 'n rentmeester. En Jesus wys dit vir ons in Matteus 25, julle weet die verhaal van die diensknegte wat hy elkeen ander muntstukke gee. Daai diensknegte het nie eienaarskap ontvang nie, maar bestuurderskap. En wanneer die eienaar terugkom, dan vra hy vir hulle, wat het jy gedoen met dit wat ek aan jou toevertrou het? En dit is die vraag wat die Here eintlik vir ons vra, as ons rentmeesters is, van alles wat in die aarde in die volheid behoort aan die Here, as ons rentmeesters daarvan is die vraag wat hy vir ons sal vra, wat het jy gedoen met dit wat ek aan jou toevertrou het? Weet julle, ons dink baie keer dat dis ryk mense wat sukkel, soos John D. Rockefeller, om rentmeesters te wees en net te dink, maar ek moet net nog 'n bietjie meer versamel. Ek wil vir julle sê, arme mense, weens die gebrek aan geld en finansies, kan net so gefokus wees
op geld, dat dit hulle gedagtes en hulle wese oorneem. Hulle is net so, ek wil amper sê, hulle is net so in die hande van Mammon, soos 'n ryk man wat dink dit is al waaroor die lewe gaan, is meer geld en meer goed. Kom ons spel rentmeesterskap 'n bietjie prakties uit. Wat beteken rentmeesterskap vir 'n gelowige wat bely dat Jesus Christus is die koning op sy troon? Dis alles wat ons het is behoort aan hom en ons is rentmeesterskap. Rentmeesterskap begin. Daar's 3 fasette van rentmeesterskap. Die een is tyd. Hoe lyk jou kalender? Waarheen gaan dit? Ons het so rukkie gelede gepraat oor sosiale media. Ek dink in die tema oor aanbidding. As ons sê daar is 3 areas van rentmeesterskap, hoe lyk die tyd? Hoe lyk jou tyd? Met ander woorde, hoe lyk jou kalenderdag? As jy nou 'n dag moet uitsit en jy moet nou maar sê, ek het soveel gehad vir werk, soveel vir die Here, soveel sosiale media. Hoe lyk jou tyd? Dis die eerste area waarop ons later 'n bietjie gaan audit. Is ek 'n goeie rentmeester van tyd? Die tweede een natuurlik is, en dit is oor jou gawes. Die Here het ons so elkeen wonderlik en uniek gemaak, dat daar is nie nog iemand soos jy nie. As ons dink aan die 8 biljoen mense, as ek reg is, op die wêreld se oppervlakte, is daar nie een ander soos jy nie. Nie jou persoonlikheid nie, nie wie jy is nie, nie jou gawes nie, nie jou vermoë nie. Jy is uniek. En is ongelooflik om te dink, soos wat ons hier sit, is elkeen van ons so uniek. Die Here het vir elkeen van ons ander gawes en vermoëns gegee. En wanneer ons vra oor, wat het jy gedoen met wat ek aan jou toevertrou het? Wat het jy gedoen met die tyd wat ek aan jou toegetrou het? Ons almal het dieselfde tyd. Wat het jy gedoen met die gawes wat ek aan jou toevertrou het? Het dit die koninkryk van God gehelp? So dit is die tweede area van rentmeesterskap. En dan die derde area is ons skatte, ons besittings. En ons moet weet dat hier gaan dit nie om nie besittings te hê nie. Dit gaan oor hoe jy ook jou besittings aan die koninkryk, ek wil amper sê bestee het. Was dit beskikbaar vir God se doel? En daarom kan jy 'n ryk persoon kry wat vrygewig is, maar jy kan ook 'n arm persoon kry wat vrygewig is. Want hy het verstaan dat selfs met die min wat hy miskien tot sy beskikking het, dat dit behoort aan die Here en hy gee ook sy skatte oorgawe. Ek dink altyd aan die weduwee met die 2 muntstukkies wat alles gegee het vir die Here. Sy het alles gegee. Maar waaroor gaan dit eintlik? As ons sê dat rentmeesterskap is op 3 vlakke, tyd, talente en skatte, dan is die vraag eintlik, as jy nou die vraag oor dit kan beantwoord, wie of wat sit op die troon van jou hart? Want wat is die groot gevaar hier agter? Die groot gevaar sodat Jesus op die ouene Mammon noem. Die groot gevaar raak wanneer besittings ons begin besit. Wanneer besittings ons begin besit. Jesus raak baie ernstig in Matteus 6 wat hy sê, moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak nie. Toe sê Jesus iets wat amper die lig op daardie stelling laat val, net in vers 21, 2 verse verder aan. Dan sê, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Ons dink gewoonlik, ons geld volg ons hart. Jesus sê egter, dikwels gebeur die teenoorgestelde. Ons hart volg ons geld. En dis dit hy sê, wie sit op die troon van jou hart? Want as dit Mammon is, as dit die afgod is van Mammon, want dit moet alles myne wees, gaan alles, jou tyd, jou gawes en jou skatte, gaan dit volg.
Want dit is nie altyd waar dat jou geld volg jou hart nie. Jou hart volg baie keer jou geld. En daarom dat ek gesê het, ons moet regtig verstaan dat die mens kan afgode in sy lewe hê, of hy ryk of arm is. 'n Arm man kan net so hartlik Mammon dien, want sy gebrek het sy hart so vasgevang, dat dit alles waarop hy kan fokus, net op die geld. Dan leef jy mos nie in die vryheid van die geloof nie, maar in kettinge van vrees, want jy gaan altyd wees, gaan ek gebrek hê, gaan ek genoeg hê, of gaan ek dit alles verloor as jy baie ryk is? Die evangelie wil ons aandag kom skuif van ons besittings of gawes of talente en geld wat ons het, terug na die gewer toe van dit alles. Hy moet die koning op ons harte wees. En dan is dit die groot voorreg, as hy die koning van jou hart is dit dan maklik om jou lewe vir die koninkryk te gee. Julle moet verstaan, as ons sê, die aarde en alles daar behoort aan die Here. God soek nie ons hulpbron omdat hy arm is nie. Het julle al daaroor gedink? Ons gee nie 'n dankoffer omdat God arm is nie. Dit kom dan van hom af. So die goeie nuus is nie dat hy jou roep om armer te wees sodat hy ryker kan wees nie. Hy roep jou om los te kom van die afgode wat jou lewe beheer. So die Bybel is nie teen besittings om besittings te hê nie. As ek weer punt 4 kan noem, die Bybel is teen besittings wat jou besit. En dis waar van alle mense, ryk of arm. Nou ek het gesê, ek wil graag vir julle praktiese riglyne gee om te sê, kom ons toets onsself. Want ek het my aan hierdie goed getoets. Ek het my getoets aan my tyd en aan my gawes en aan my besittings, aan my skatte. En dis die dat ek sê, ons bely die regte goed, ons sê die regte goed. Maar ek weet nie hoe goed my persentasie is om te doen wat ek bely nie. Want eerste ding is, oudit 'n bietjie jou tyd. Dis waar 'n ou baie vinnig sneuwel. As dinge so sosiale media en ander goeters baie meer tyd vat as om tyd te spandeer aan hom wat op die troon van jou hart sit. So as jy na jou tyd kyk, as mense na jou tyd moet kyk, en as jy self na jou tyd moet kyk, wys my lewe regtig waar, dat Jesus die koning is. Die tweede ding is, audit jou gawes en jou geld. Vra vir jouself eerlik, wat beheer my die meeste? Vertroue in God, of vrees ek oor wat ek nie het nie? Vrees ek waar daar tekorte is? Dis waar ek myself ook moes bietjie toets. En dan is 'n eenvoudige ding, is hoe verander ek dit? Bid daaroor, en verander een ding op 'n slag. Dis nou een ding wat daai kliseë my geleer het van, jy eet 'n olifant stukkie vir stukkie op. Moenie alles op een slag probeer verander nie, maar verander net een ding. Pas net een ding aan. Bid, Here, ek behoort aan U. Vergewe my waar ek vasgeklou het aan dit wat nooit myne was nie. Breek die mag van Mammon in my hart en leer my om U te vertrou. En dan maak jy hierdie week net een konkrete verandering. Miskien 'n bietjie meer, weet as jy 10 minute stilte tyd hou en 2 ure op Facebook en TikTok en whatever sit op sosiale media, miskien moet jy daar 'n veranderingkie maak. Miskien het jy nodig om van jou talente in die koninkryk aan te wend. Miskien het jy nodig om van jou skatte in die koninkryk aan te wend. Maar maak net een, moenie alles, maak een verandering en kry dit, ek wil amper sê, en kry dit reg om Mammon stadig maar seker van die troon van jou hart af te stoot. Want ek moet myself ook toets, is hy heeltemal van die troon van my hart af. Ek wil afsluit deur die vraag weer te vra.
wat jy jouself moet vra. Aan wie behoort jy? Aan wie behoort ek? Toe Jesus vir ons aan die kruis gesterf het hy ons syne gemaak. Ons behoort aan hom. En dan is die moeilike vraag vandag. Kan jy buig en erken dat alles in jou lewe alreeds syne is? Kan jy die waarheid van God se woord vandag bely in jou hart? En dis dink ek waar die tekkie die teer slaan. Want ons bely dit maklik, maar ons leef dit moeilik. En sê vir die Here, Here, ek sukkel. Ek sukkel met hierdie ding in my lewe, ek sukkel. Wees eerlik en vra hom om vir jou te help om daardeur te kom. Sodat ons op die ouene soos Dawid kan bely, want in 1 Kronieke 29 vers 14, want alles kom van U. En uit U hand uit U hand het ons dit aan U gegee. Want aan die einde van hierdie tema oor rentmeesterskap, ons gaan volgende week nog oor praat, is daar een waarheid wat staan. Alles behoort aan God. Ook ek en ook jy. Amen. Ek gaan sommer dadelik oor, ons gaan later die gebed doen, slotgebed doen, oor na nagmaal. Want vir ons, dis waar die Here ons vandag weer ontmoet. Nie net met 'n oproep uit sy woord om onsself weer 100% aan hom te gee nie, maar ook aan die tafel waar ons herinner word. Hy het homself eerste vir ons gegee. So ons kom nie nagmaal toe omdat ons alles reg en uitgesorteer het in ons lewe nie. Ons kom omdat ons vir Jesus nodig het. Ons kom om te onthou dat sy liggaam gebreek is en sy bloed gevloei het, sodat sondaars genade kan ontvang en kinders van God kan wees. As jy vandag jou hoop in Christus alleen stel, as jy weet jy het hom nodig, as jy met 'n opregte hart na hom toe kom, al is dit hoe swak, al is dit miskien hoe stamelend, dan is hierdie tafel ook vir jou 'n uitnodiging om weer sy genade te ontvang en met dankbaarheid en geloof te leef. En as die Here vandag sonde in jou hart uitwys, moenie wegtrek nie. Bring dit na hom toe. Die tafel is nie vir mense wat maak asof hulle geestelik sterk is nie. Dit is vir mense wat weet dat hulle 'n verlosser en saligmaker nodig. En daarom wil ek vir julle uitnooi om vanoggend nagmaal saam met my te gebruik. Ek gaan vra dat ons, voordat ek die tekens instel, dat ons dit kom kry. So julle moet sommer so 2 rye maak. Ons beweeg aan die binnekant in en ons beweeg aan die buitekant uit. Dan kom kry julle vir julle die tekens van die brood en die wyn. Okay. In 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 25 gee Paulus vir ons die instellingswoorde van die nagmaal. En ons lees daar, in die nag waarin hy verraai is, het die Here Jesus brood geneem en nadat hy gedank het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is, doen dit tot my gedagtenis. So kom ons neem die brood en ons eet dit, en ons roep in herinnering dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Net so het hy ook die beker na die ete met die woorde geneem en gesê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as jy daaruit drink tot my gedagtenis. Kom ons drink dan die wyn en ons dink daarin dat Jesus se bloed gevloei het, sodat ons volkome met God, maar ook volkome met mekaar versoen kan word. Here, dankie vir die nagmaal, vir dit wat ons moet laat onthou, dat ons is duur gekoop. Alles behoort aan U, want ons is U sinne. Vir ons was dit 'n gratis geskenk,
maar dit het U lewe gekos. Mag ons hierdie week ingaan met daardie wete. Ons behoort aan U. U is die koning van ons lewe. Amen.